So wat ek ook al gaan sê vandag, ek voel dit is baie belangrik. Ek weet nie hoekom die Here dit so hard geleer hierdie storie nie, maar ons moet weet wat met ons aan die gang is. So alles wat in hierdie lewe gebeur, wat ons kan sien, het 'n invloed in die geestelike wêreld. Kom ons kyk wat is waar alles begin. Die heel eerste, die heel eerste versie in die Bybel, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die aarde en die hemel geskape. Kolossense 1 vers 16. Want in hom is alle dinge geskape. Want in die hemele, ek wil net gaan vir daai hom, dit is Jesus nie. Wat in die hemele en op die aarde is, trone, sowel as heerskappye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Aan Psalm 148 vers 2 en 5. Loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare. Vers 5. Daai onderste gedeelte van hom, hulle is geskape. Nou die opskrif van daardie psalm is, alle kreature die Here loof. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het. So die Here maak in die begin, die hemel, die aarde. Die hemel het engele in, die aarde het mense. Okay. Dan kry die mense die werk van Genesis 1 vers 28 en nie die engele nie. Is dit wat sê ons? Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hebreërs 2 vers 7. Dit is nou die mens, nie? Met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Maar dis dit nog nie baie gelukkig oor nie. En ons lees dit in Jesaja 14 vers 12 tot 15. Hoe het jy die hemel gevul, môre ster, seun van die dageraad? Hoe
lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerk word, in die diepste plekke van die kerk. En as jy in Openbaring 12 gaan lees, vers 9 en 10, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. En pastoor het laas met Hemelvaartdag gesê, daai derde van die engele, dit is sy storie. Nie die Bybelse nie, maar sy storie is, die wat daai derde, wat engele wat saam met die duiwel in die hemel uitgegooi is, en mense opgemaak kan word, dan nie. Gedom is baie beter. My weergawe. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aankla voor ons God, dag en nag. So daar het vyandskap ontstaan tussen God en die duiwel, en toe val hy God se kroon van sy skepping. Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou as 'n babietjie gebore word, en as die hele familie mos volvleugte, 'n siel word in die wêreld ingebring, wat 'n verskil sal maak in iemand se lewe iewers af in sy lewe. Maar dan val die engele oor mekaar se voete om daardie kleinings beskerming te lees, want die engel loop saam met jou van die dag wat jy gebore is, tot die dag wat jy sterf. So daai een engel pas jou op, hy is jou guardian angel. En Psalm 91 vers 11 sê, want hy het sy engele aangaande jou bevel gegee, om jou te bewaar op al jou weë. Maar as 'n vraag, wanneer iemand gebore word, is daar 'n dier wat gevoer word, binne in daardie persoon. So dit is of positiewe goeders, of negatiewe goed. Die een wat die meeste kos kry, daai een groei. En die opvoeding en gebeure in sy lewe gaan bepaal hoe daardie kind sy lewe gaan voer. Die ander vraag is, watter dier beheer, of word die dier beheer of neem dit oor? So dit gaan 'n perd, met daai teel om sy bek. Hy word gedisiplineer. Die perd verdwyn, hy bly op hulle bek, maar hy word gedisiplineer, en hy word gehoorsaam aan wat sy meester wil hê. So as daar nie dissipline is nie, kan daar baie groot probleme veroorsaak word. En dan, as jy 'n kind het, en jy los daai kind om te gaan randwaard. Hulle is mos deesdae almal 'n kind in toon te hou, nie? Party van daai kinders, jy wil hulle graag gaan uit. So ons wêreld bestaan uit sigbare goed wat jy kan sien, wat natuurlik is, en dan bestaan dit uit die onsigbare, die geestelike realiteit. Maar net omdat jy dit nie kan sien nie, beteken dit nie dit is nie daar nie. En dit is juist daar waar dinge gebeur, wat 'n invloed op jou lewe het. So ons gaan praat oor geestelike oorvoering, maar ek gaan nie so seer op die waterkiste konsentreer nie.
Voordat 'n mens begin, moet jy Jesaja 40 vers 31 hardop bely. Kom ons gaan eers nog 'n bietjie agtergrond gee. Jy staan op in die oggend, né? En dit voel asof al so swaar las op jou gedruk is, né? Niks loop reg nie, in jou lewe nie. En jy kom op 'n punt en dan sê jy, ek het nou genoeg gehad. Okay? So, dan begin jou geestelike oorlogvoering. Want as dit hierdie twee stryd tussen die Heilige Gees en die duiwelse gees wat in jou bots. So dan begin is om Jesaja 40 vers 31 hardop te bely. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Maar die belangrikste met daai vers is dat jy moet doen wat dit sê. Jy moet doen op die Here wag. Kyk, dit help nie jy wil in jou eie krag vorentoe hardloop nie. Wanneer jy dinge negatief oor jouself uitspreek, of ander mense negatiewe dinge oor jou uitspreek, sal die demone dit definitief teen jou hou. Hulle sal jou selfs daaraan herinner om jou moedeloos en negatief te maak. Toemaak is beter as oopmaak, né? Veral wanneer jy dit veronderstel is om stil te bly. Ek gaan gou 'n voorbeeld noem. Nou, ek het baie van my inligting gekry uit hierdie boeke uit. So, Rebecca Brown het 'n sataniese hoofpriester in haar huis ingebring, toe sy tot bekering gekom het. Elaine. En haar pastoor Patrick Fall gesê, moenie op jou eie die demone uitdryf nie. Want omdat sy 'n priesteres van Satan was, is daar baie goeders binne in haar gewees. Okay, so, moet dit nie op jou eie probeer, doen niemand hy sal vir jou doodmaak, deur haar te gaan. En sy was nog nie sterk, en sy het nog nie dat pad geloop met bevryding om te weet wat om te doen en wat om te verwag nie. En die oomblik die pastoor in sy kar klim op die Reinhuis toe, nee, en hy nie meer daar is vir back-up nie. Toe manifesteer een van die demone in die lyn. En hy gebruik die woorde wat die pastoor gesê het. En hy sê, jy gaan teen my nie kan opstaan nie, want jy is nie sterk genoeg daarvoor nie. En hy het al fisies aangeval, en hy wou al vermoor het. En dit het 'n lang stryd op die stadium veroorsaak, en sy was blik en beklei om daai gees gebind te kry. Eers toe sy die skuld van die geloof aantrek, en so kom my wapenrusting so belangrik is. Ons sien dit nie, maar dit is so belangrik, want dit beskerm jou, né? Eers toe sy die skuld van geloof aangetrek het, kon sy, en Jesus tussen hulle gesit het, kon sy in daai vakuum beweeg, en waar sy beskerm is, en kon die demoon nie daar deurdring nie. Onder andere het sy lofliedere gesing, waarvan die Here, en die lofliedere van sy volk, né? Sy het gebid en wat sy skrifgedeeltes aangehaal. Een van hulle is Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Kolossense 2 vers 5 los jy nog maar uit. Kolossense 2 vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. En dan het sy 'n skrifgedeelte uitgehaal en ek wil iets doen vanoggend. Ek wil daai hele skrifgedeelte lees. Ek het hierdie ding waar ek sê, mense met die Bybel in jou huis oophou. Mense het my al daaroor gevra, maar die Bybel kan lees. Okay? En as jy in 'n geestelike oorlogvoering ingaan, is die belangrikste skrif wat jy kan insit nie, oopmaak, Openbaring 18, dan kan jy onderaan sê, lees dat, of jy kan dit hardop lees. Kyk, laat ek graag vir julle sê nie, die Bybel haat, hoofletter haat, hierdie boodskap, né? Dit gaan met die val van Babel.
En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal in die hemel met 'n groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem pragtig uitgeroep en gesê: Geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste, en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtigheid onthou. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir julle volgens haar werke. Skik vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geword het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê: Wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, wat in 1 uur het jou oordeel gekom. En die handelaars van die aarde sal ween en rouwbedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteente, en perels en fyn linne en purper en sy en skarlaken, en allerhande geurende hout en allerhande voorwerpe van ivoor, en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer, en kaneel en reukwerk, en salf en wierook en wyn, en olyfolie en fynmeel en koring, en groot vee en skape, en van perde en waans, en slawe en mensesiele. En die vrugte wat jou siel begeer het, van jou gewyk, en al die blinkende en skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rouwbedrywe, en sê: Wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne, en purper, en skarlaken, en versierd met goud en edelgesteentes, en perels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan, en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê: Watter stad is soos die stad? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi, en onder geween en weeklaag uitgeroep en gesê: Wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen, en dit in die see gegooi en gesê: So met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en bassynblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kunst sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die leeu sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie,
en die stem van die bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Want jou handelaars was die grootes van die orde, want deur jou towerryk is die nasies verlei, en die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal op die aarde wat gedood is. Eendag het sy gesit en sy gesikkel met iemand, en terwyl sy met haar persoon, het was 'n soort van 'n stoeiery tussen hulle gewees, het sy die Bybel opgemaak en sy het daar neergesit en sy het gesê lees daar. En dit is so, hou dit op jou. As jy enige geestelike goedjies het wat in jou huis aangaan dat jou aanval, maak die Bybel daaroor en sê, lees daar. En ek kan nie met hulle gedoen, ek lees het hardop, vat hulle die pad. Jy moet ook vra om jou geliefdes te wil hê. 2 Timoteus 1 vers 14, bewaar jou goeie pad deur die Heilige Gees wat in ons woon. Want jy kan vir hulle bid, al is hulle nie eers teenwoordig nie. Jy kan daai gees te bid. Maar as jy dit gaan wegjaag, kyk, daar's nou 'n waarskuwing hierin, nie? As jy geeste gaan wegjaag, nie, en daai persoon weet dit nie, dan is dit, hier staan die persoon, en hier is goedjies rondom hom, buitekant, wat uitgejaag is, nie? Nou staan dit daar buite. Maar dit is nie toegesteel nie, so, dink gou aan, jy waag iets uit, en dan maak 'n gat waar daarheen uitgaan, en 'n gat waar daarheen uitmaak, nou is al daai gate oop. En dan word dit nie toegepik nie, en jy sê nie vir hom daarvan nie. So hy gaan aan met sy lewe, lyk asof alles is in dorie, niks is meer fout in sy lewe nie, en dan eers dan kom dit weer terug, maar as dit terugkom, kom dit nie net weer nie, dit kom 7 terug. En as daai 7 uitgejaag is, dan kom hulle weer terug, en weer sien, so dit is nou al 49, so ek kan 1 na 7 na 49, sien hom toe hard op dit, nie? En wanneer iemand gaan kom om bevry te word, nee, dan gaan elke dingetjie wat kan gebeur om hom te kry om nie te word. Want as die Bybel jou sy gegee het, wil hy hom nie laat gaan. So jy kan teespoed verwag as jy vir iemand wil bid of vir iemand wil bevry of wat ook al. Maar daai persoon sal tot ongeskik wees dat jy met omdraai en sê, wees op, kyk ongeskik is die persoon, ek wil niks met hom te doen nie. Net so dat jy oplosbaar is. Jy moet nie met fisiese oë kyk nie, maar jy moet deurdruk met jou geestelike oë. Jy moet kyk met jou geestelike oë en sien daarbij. Ook wat baie belangrik is om te onthou, want daar het nou gesê van sien wat ek terugkom, nie? Nou het jy vir iemand dit jy demone uitgejaag of ja, en dan het hulle nog nie Jesus aangeneem as hulle salig maak nie. Maar hulle het allerlei neigings gehad toe hulle sonde gedoen het. So, hulle het een of ander dier het hulle gevoer. Nou het jy hom gekry om sy lewe reg te kry, hy begin reg. Hoe kom daar die geeste weer terug? Hy kan ons nie net sê, ek is uitgejaag en hy opstaan en terug. So wat gebeur is, hierdie ou kom en nou loop sy lewe reg vir 'n rukkie. Tot daai dag wat 'n vriend kom kuier. As sy ou vriende wat daar was. Hulle kom kuier en dan praat hulle oor tydjies en tydjies eers en dan gaan hy begin te getuig. Dan gaan hy getuig hoe sy lewe beter geword het. En as sy vriende daar en hulle gesels nog bietjie daaroor en dan sal die vriende vir hom sê, ek weet jy dit aan. Ek het nog een keer, ek gaan 'n voorbeeld vat. Kom ons vat 'n voorbeeld, kom ons vat 'n dier. Hy kan opgaan met drink. Nou sê hy,
Jy kan 'n bier vat, dit is ons nou skoon en alles is ons nou reg. So nog een bier, vat een bier, want dit sal niks aan jou doen nie. En dan vat daai ou die bier, want hy wil nou nie die ou dat die vriende laat sleg voel nie, so hy sal die bier vat, en dan gaan hy daai eerste slukkie vat, en met daai eerste slukkie wat hy vat, maak reg. En daardie baggas sit aan daai bier vas. So hy sluk baggas in. Baggas kom in en hy sê, kyk my as die plek nou skoon kom. En hy gaan al die sewige tyd. Kyk, hy gaan nou sê, ons gaan 'n kroue toe, ons gaan champagne drink. Champagne maak ons nie die losmatig is. So kom die volgende gees in. Nou gaan hy huis toe, losmatig het die drink gekom. Nou gaan hy kom die volgende gees in. En so gaan hy stukkie vir stukkie. Die volgende sewe geeste. Hy kom nie eers agter nie. En voordat jy weet, is daar persoon slegter aan toe as wat hy voor die tyd was. En dan wat doen ons wanneer ons sonde doen? Ek het 'n bietjie aan die tyd van julle. Die mense gaan wegkruip, onthou jy? Dis mos wat ons doen. Ons doen sonde en ons skaam, ons gaan nie vir die Here doen nie. Of, wat sê die Bybel vir ons? Jy het daai weer opgemaak. Jy kan dit maar los, want jy gaan nie nooit terugkom nie. Kyk eens wat jy nou alweer geval. So moedeloosheid, en dan bly jy weg van die Here, en so kry hy weer wettige toegang tot jou lewe. Toe hy tot na jou toe gekom het, en te vra vir God, dit vir my, was dit ook wel erg. Want mense kom nie vir die eerste keer wat ergens na jou toe te bid vir jou, dit vir my, dit nie. Hulle wacht oor, daar so baie goed in die lewe gebeur, dat hulle nie kan hanteer nie, en dan kom hulle na jou toe, en dan vra hulle vir jou, dit vir my. So nou as daai goeders nou weer terugkom, is hy erger dan. Hy gaan nie kan wen nie. Dus as iemand kom vir bevrijding, as iemand vir jou vra dit van my, moet jy dit seker maak, jy gaan sê vir die persoon, ek kan vir jou bid, nee, dis nie die probleem nie, maar jy moet sorg wanneer ek vir jou gebid het, dat jy by Jesus sein, begin om daai melk, om vaste voeding te sit, so jy moet, ek kan anders jy jou afsonder vir God, jy moet nie teruggeval in die. Okay, so jy moet dit vir hulle sê. Anders gaan die teenoorgestelde van die waterrusting manifesteer. In plaas van die godel van waarheid, gaan hulle leens gebruik. In plaas van die booswaardes van vryspraak en geregtigheid, sal hulle ongeregtigheid doen en hulle gaan veroordeling kry. In plaas van skoene van bereidheid, gaan hulle vir hulle sê, jy moet nie vir my preek nie. In plaas van die helm van verlossing, gaan hulle gedagtes so vuil wees met elke dingetjie wat hulle hoor, gaan hulle die goeders omdraai. In plaas van die woord van die Gees, gaan hulle wanneer jy die Bybelteks aanhaal, dit of omdraai of sê ek glo nie wat in die Bybel staan. En in plaas van die skil van geloof, sal hulle twyfel saai. Seker het lyk nie eens of dit 'n probleem is nie. Ek gaan gou voorbeeld vat. Het jy al gehoor van ek doen dit so. My way of die Bybel. Dit is trots, nee? Hoogmoed. As jy dit eens skryf, dan is dit ook hier wat jy maak. Onvergewensgesindheid. Nou, wanneer jy iemand vergewe, en jy het al gesê, ek gaan dit weer sê, wanneer jy iemand vergewe, praat jy nie goed wat hulle verkeerd gedoen het nie. Jy laat daar las van jou eie skouers af, deur iemand te vergewe. Anders is jy in geestelike onderdrukking. En wanneer jy wedergebore word, sterf jy mos die ou mens af, so jy is nie meer veronderstel om aan hierdie aardse goed te doen. Ek wil julle iets vra, wie van julle gaan op julle nie op te doen? Niemand nie? Ek het dit gaan nie op. Vra weer die vraag?
Ek het vra, wie gaan op sy knie om te bid? As staan op sy knie. Hy? Daar's mense wat baie wonderlik mee te gaan verenig. Want hulle is so nodig. En hulle ons nie gaan, hulle sê ons is die naaste spasie wat die hemel doen, sonder jou weer enige gaan. Maar dit is 'n demoon van trots en wysheid wat jou keer, wanneer jy gaan bid om jou mee te gaan. Volgende keer as jy gaan bid, en jy kry 'n stemmetjie wat jy sê gaan op jou knie, dink 'n bietjie daaraan as jy sukkel. Want dit is onderdanigheid aan God. As jy op jou knie kan gaan, sal jy kan staan in die stoel. En nou weer eens is dit belangrik om enige gees wat jy het, waarmee jy te doen het, te ondersoek wat duidelik het jy laas keer gesê. So ek gaan hier met agter my aansê. En hierdie is die wat jy moet hoor. En dit is om jy dit agter my moet aansê, dat jy dit kan onthou. So jy moet hoor, as jy vir hulle vra wie is Jesus, die vleesgeworde seun van God. Sê dit. Vleesgeworde seun van God. Sê dit, ek wil dit sê. Want jy moet dit sê, sodat jy dit kan onthou. Kijk, so Jesus moet erken word as die vleesgeworde seun van God. Hy het gesterf vir ons sonde. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy gaan weer terug. Te oordeel. Die lewendes te lewendes. Het jy nou geweet, demone kan dit nie bely. Dit wat ons nou hier gesê, kan dit demone nie bely. Want die Bybel sal net kort. So wanneer jy met enige iemand praat, jy spoed twyfel oor enige iets wat hy sê, of enige iets wat hy doen, en hulle wil jou oortuig van iets, maak die saak wat, dan sê jy, wie is Jesus? As hy nie kan sê, dan wat ons nou gesê het. Jy kan ook vir hom sê agter my gaan. Maar dat is soos 'n ding is wat omkeer om dit te sê. En dan weet jy, om dat persoon nie te vertel. Ek wil gou hier baie duidelik mee. Geeste bly binne mense. Ek kan die woord kan op sy eie dinge doen. Ek kan net 'n mens nodig om te doen. Hy kan nie drink nie. Hy het 'n mens se keelgat nodig om te voed. Hy kan nie eet nie, want hy het 'n mens se keel nodig om daai kos te skep. Okay. Hy kan niks doen nie, hy het 'n liggaam nodig om iets te kan doen. Dit is jy wat toelaat om te laat doen wat hy doen. Okay. In Johannes 4 vers 1-3. As dit hierdie wat ek nou vir gesê het. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hierdan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het, wat hy kom. En hy is nou op in die wêreld. So asseblief as jy net soveel onseker is. Baie belangrik om te sê vir my Jesus is die vleesgeworde seun van God. Partykeer kry jy mense wat vir jou sê, as jy vir hulle sê, kom dat ek dan sê, ek is nog jong, ek moet nog doen, ek moet daai doen, en dan gaan hy doen. Kyk, ek het al van baie gehoor wat gesê het, ek gaan nog eendag my lewe kry en dan skryf en dan moet ongeluk. Of hulle kry hartaanval. Maar kyk, jy nie beheer wat ek wil doen. Jy kan dit nie beheer nie. Okay, so as jy sterf gaan jy help doen. En Jesus se woorde sal vir jou wees, die oordeel staan vas. Die regte tyd is nou.
Of jy 2 is, of jy 20 is, of jy, ek sê 200 is. Jy gaan nie daar uitkom nie. Sê, ek kom just as you are. Hoe word ons in die kerk geraak? Ek bedoel, ons allemaal sit nou hier so, ons is allemaal kinders van God hoor. Maar hoe word ons geraak? En dan kom is het belangrijk om die goeders te weet. Want dan kan weer ook kinderprobleme, selfs in kind van Godse lewe kom, as hulle nie bewus is hiervan. Kom ons vat 'n voorbeeld handoplegging. Dit is baie versigtig. Vir mense om jou hand op te lê en vir mense vir wie jy hande op te lê. Want dit hardloop na beide kante toe. Geeste kan oorgedra word. En as Jesus die beleid word, moenie die handoplegging aanvaar. Ek gaan 'n persoonlike getuigenskap aan u gee. Ek het as aanbouwerkster gewerk in Piet wat se protestante kerk. En ek het al in 'n vrou gaan staan wat uitgedreef vir gebed. En toe my hande op hom wil sit, ek leer die pastoor, en ek had ek gesê. En ek het my gesê, kan dit allemaal nie aan hande op hom nie. En ek het nog nie so ver geleerd van dit nie, want ek het ons pastoor geleerd gekom het. En toe later, toe vertel hy my die gees wat in die persoon was, gaan oorgedruk geword het na my toe, en dat sy later in my lewe probleme veroorsaak. So, gelukkig ek nie my hande op die vrou geneem nie. Ek is baie bang om my hande op mense te lê. Die Here moet my absoluut dryf om na mense toe te gaan my hande op te lê. Ek sal dit vir jou sê, ons sal gaan staan, ek sal dit, maar hande nie. Dit was klein gewees. Toe het ons by die pastoor gaan kuier, en hy was 17, en hy het sy die boe aangehaal, en het was even skool, ek was die kuier met my pastoor, en die pastoor het van hom gesê, trek in die moet gaan sê. En hy sê, nee, hy gaan, ek is 2. En die pastoor sê vir hom, moeilijk dit, as jy maande my roep, of jy net gaan bid, omdat jy siek is, ek gaan kom nie. Hy sê, bid vir my shit. So, en dit is wat ons moet leer om te doen. Ons moet leer om te bid vir myself. Ander lê om dit self. Die Here gaan wat ek vir mense sê. Gaan lê jou hande op haar persoon. Die Here ken hierdie persoon en ek ken die persoon. So hy weet wat gaan in 'n mens se lewe. Maar ek kan amper sê nie voorbarig wees. Nou nog 'n ding is, in die kerk is die doop met die Heilige Gees. Die duivel hou daarvan om die Here in te haal. Okay? So, nou staan hulle voor, hulle sê vir jou, ons gaan die doop met die Heilige Gees, verpligtend, jy moet dit tale aanbring. Want dit is die teken dat die Heilige Gees in jou moet gaan. Nou word jy gedoop met die Heilige Gees, jy weet nie vir jou gebid het om hande op te lê nie, maar jy kan nie in tale praat nie, nou sê vir jou, jy is nie reg nie. En wie van ons wil dit hoor? Is daar iemand? Nee, ek wil dit hoor. So wat die mense dan begin sommer hulle eie taal op te maak. En dan kom hulle in die kerk en groot mense en hulle begin in tale praat, want hulle wil die mense hulle indruk met hulle tale. En intussen is dit die duivel wat vloeke oor die mense in die kerk en die pastore en die werkers plaas. So selfs al as jy gedoop met die Heilige Gees en jy praat in tale, moet jy nog steeds die Gees ondersoek. Want wat gaan die Heilige Gees vir jou sê? Jesus is die geesgeworde seun van God. Nee? En as hy dit nie wil sê nie, dan is dit nie die Heilige Gees. So daar is 'n gebed wat as jy nie seker is nie wat jy kan bid, dan kan jy iets sê in die lyn van Vader, ek begeer om in u geregtigheid en waarheid te dien. As die tale wat ek ontvang het, waarlik van die Heilige Gees af is, dan dank ek u daarvoor. Maar as dit nie van u is nie, dan verwerp en verafskuw ek dit in die naam van Jesus Christus. My Here, ek vra u om dit asseblief van my weg te neem.
Daarvoor vra ek en dank ek in Jesus se naam. Amen. So jy kan vir die Here vra, bevestig dit van my. Okay. Hy verwag dit eintlik van jy die Bybel sê. Iets anders. Okay. Nog iets, tekens en wonders. Mense soek oplossings vir hulle probleme, net 'n oplossing vir 'n probleem as na die wil van God. Groot oes en aanstrek mense. Hulle sal kilometers al agter iemand aanry wat nagenaam maak met die wonders en tekens wat hy in Jesus doen. Maar Jesus waarsku ons dat dwaase mense tekens dra. En die duiwel toon. Hy gebruik hierdie woord as die onverbindery, nie? En dit wat misterieus is, dit is wat hy mense mee trek. Dis word Jesus of die mens hier uitverlewe. Dis die vraag wat jy jouself moet afvra. So gou as jy iets goed van mense gedoen het, moet jy vergeet daarvan. En dan, anders gaan het oor jou, anders gaan het oor Jesus nie. Markus 13 vers 22 en 23 sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen, om, as dit moontlik is, ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. Nie alle wonderwerke kom van God af nie. Dit gaan van hierdie geneesingsdienste wat ons op die TV sien. Okay, hulle bid vir mense wat in 'n rolstoel is. Dan spring jy ou op in die rolstoel uit en hardloop op na die kerk. Okay. Is dit Jesus wat hulle genees het? Of is name wat hulle vir hulle self gemaak het? Hulle vang daai wat gebeur het op 'n beeld op die kamera op. So, wie verheerlik hulle? En dan is desperate mense wat dan uit wat reg siek is. Wat dan aan te gaan. Vir daai hand op plek om genesing te ontvang. Maar dan moet hulle sjaprak dat dit kort is en nakostuum. Ek dink die dag wanneer die Here regtig weer wat party van daai mense gaan genees en die Here hande gaan werk, gaan hulle mos doodskrik. Net soos wat die reeks van enkele geskrik het, sal hulle regtig die doodheid ontstaan. Matteus 7 vers 21 tot 23 is 'n waarskuwing vir party van daai mense. Nie elkeen wat vir my sê, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemele is doen. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf, in U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Daai oordeel gaan definitief kom. Hebreërs 9 vers 27 sê vir ons, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Ek gaan begin te afsluit. En dit is iets wat belangrik is in Christelike oorlogvoering. Dit is die volle wapenrusting van God, wat die geestelike liggaam binne ons lê. Julle weet ons bestaan uit die liggaam, en die siel en die geestelike liggaam binnekant. Jesus, die naam bo alle naam, onthou julle ek het al keer gesê, Jesus na die ken, Jesus, nee? Raai wat nog? Proteïne. Die rooi vleis. Die maarvleis, nie die vet nie. Jy kry hierdie mense wat die idee het, jy moet glad nie rooi vleis eet nie, want dit is nie goed vir jou. Dit keer geld of dit veroorsaak geld of wat ook al. En dan kry jy mense wat vegetariërs is, hulle eet glad nie vleis nie. En weet julle waar kom dit vandaan? Christus is godsdienste, hindoeïsme, nee?
is 'n paar mense wat gaan luister en vir my sê. Hulle kan net maar gaan lees. Onthou dis geestelike oorlogvoering. En jou liggaam, dink gaga weet jy as jy aan toe gaan nie. As jy met grens toe gaan, kan jy op 'n hemel gaan. Dit was grens toe. Gaan jy wat? Op 'n hemel grens toe gaan. Nee. En daar raak ek nie. Dat is nie. Ek het nie lekker in waar staan nie. Okay, so jy kan nie na 'n oorlog toe gaan as jy nie gevoer is nie. En die Bybel weet dit. So wat doen hy? Hy vertel vir jou, rooi vleis is nie gesond vir jou. Okay? Want hy weet, dit gaan proteïne gee. En nou gaan jy oorlog toe, jy het nie genoeg proteïne nie. Party mense sal soms sê vir jou, jy moet vas voordat jy gaan vir 'n geestelike oorlog of in 'n geestelike oorlog. Jy kan nie met 'n leemhaag gaan oorlog gaan staan. Jy konsentreer op jou maagpyn en dat jy nie gaan konsentreer op tools wat rondom jou gaan vlieg nie. En dan op daardie manier is dit om vyand gaan hê. So die Satan weet dat jou liggaam opgebou word met proteïene en geestelike oorlogvoering. En sy strategie sal wees om jou liggaam siek te maak vir alles jy besig is met oorlogvoering. En dan, soos ek sê, jy kan ook nie vas nie. En as hy oortuig om die vleis te eet, die sal jy makliker gee. En dan kan hy jou oorrompel en hy het jou geveg. En as jy in oorlog ingaan, kan jy selfs 2 keer 'n dag vleis moet eet. Ek gaan gou Genesis 18 vers 1 tot 7, ek gaan alles lees, maar veral vers 7. Daarna die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek my genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verlang nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was die voete en lê en hulle sonder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk die hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u by die knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos hy gesê het. Toe Abraham haastig in die tent na Sara sê, maak gou nie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. En kyk na vers 7. Daarom loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. Is dit nie wiel nie? Kalfsvleis is ons wiel nie? Het jy al gesien hoe rooi is daai vleis? Toch gee hy dit vir die dienaar. En hy neem blikmelk en soetmelk en hy neem blikmelk en soetmelk en kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Kom ons kyk wat gebeur, dit is nou net Abraham se storie nie, maar kom ons kyk gou wat gebeur in Koning 17 vers 2 tot 6. Veral vers 6. Toe kom die woord van die Here tot hom, dit is Jeremia, en sê, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrik wat oos van die Jordaan is. En jy moet by die spruit bring en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrik wat oos van die Jordaan is. Kyk as in vers 6. En die kraaie het vir ons morgens brood en vleis gebring en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. En kan jy nou onthou toe dit gebeur het, was Jeremia in 'n oorlog gewees. Daar's nog westerse gebruike wat die Here ook maak. Ek gaan nou in, jy gaan, as ons nou gaan.
Hulle doen die eerste kinetiese oefening daar. Om jou verstand leer te maak, want dit is een van die goed wat hulle verstaan, nie, is om vir die duiwel 'n plek te gee om in te kom. Want wat gebeur is jy mediteer, en dan maak jy jou verstand leeg, en die oomblik wat jy konsentreer daarop is, daai gat hier so oop. En dit is dan waar die duiwel opkom, die by jou kan invloed op jou brein. Okay. Nog, karate en judo. Dit is gedisciplineerde manier aan te doen. Wanneer moet ons veg? Ons siele te kry vir die koninkryk van God, vir die omstandighede wat in ons land aangaan, vir die omstandighede in Israel, persoonlike probleme, en dat ek aan die staan in Nancy's en al die goeders. Ek gaan van 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5 lees, want hier is geestelike woord. Ek besweer jou dan vir God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan en alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, bly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Ons sal baie wat mense oor kan praat, maar ek dink hulle raak nou nog van my. So sal eers daarmee ontstaan. Die meeste van die wat ek hier gekry was uit Rebecca Brown se boek en van Merita Baxter se boek oor die geestelike reëling. Dan het ons ook ons eie kursus gehad oor die meerwerking van vesting en die wapenrusting van God. So as jy die daai kursus wil doen, moet jy net my net sê. Amen. Ja.